Stefan Bekker is vanjaar aangewys as Agri Noord-Kaapse jong boer vir 2025 en ons gesels nou met hom oor sy boerdery. Stefan, waar boer jy presies? Lise, vreeslik dankie vir die geleentheid. Ons boer so 110 km noordoos van Appington, is klassieke Kalahari omgewing, duine veld, en die mense kan dit maar beskryf as 'n aride savanna biome, gras, bome, meestal vee. Vertel ons kortliks van jou landboupad. Ek het nog altyd 'n aantrekkingskrag deur die natuur gehad. En toe ek 2009 klaar matriek geskryf het, toe gaan ek na Landbou College op Grootfontein toe. En daar het ek gespesialiseer in kleinvee. Daarna het ek toe nou my B.Tech graad in 2013 by die Technikon in Bloemfontein gedoen. En 2019 het ek toe nou besluit, maar ek gaan my meestersgraad in landbou doen, dat ek gespesialiseer het in skaapfenotipe. Ek boer seker al so 11 jaar vir my pa, waarvan ek 6 van die 11 jaar nou my eie of die smalhoek gedeelte van die vertakking bestuur. Ek is op my eie, maar ek boer nog so steeds onder my pa. Stefan, jy is baie gesteld op veiding. Wat doen jy op jou plaas om veiding te verbeter? Ja, Lise, nee, dit is veidingsbestuur is sentraal tot my stelsel. En die kritieke ding by veidingsbestuur is diere. Diere dryf fertiliteitsiklusse. En as jy hulle reg bestuur, dan kan jy jou watersiklus verbeter, jou energiesiklus, jou mineraalsiklus en jou gemeenskapsdinamika, wat eintlik maar jou biologiese punte is, soos jou mikroorganismes onder die grond en so aan. So dit alles lê op om jou veidingsdruk so hoog as moontlik vir jou gebied te kry en dan so kort as moontlik weidperiodes op 'n kamp te hê en dan jou diere te skuif, sodat jy nie oorbeweiding veroorsaak nie. Het jy enige probleme met roofdiere? Ek dink al die veeboere het probleme met roofdiere. Dis 'n ding wat ons moet bestuur. Ons het die leeu's en die luiperde het ons moes nou verwyder uit die stelsel uit, so ons is nou die leeu van die stelsel. Maar dit is iets wat moet bestuur word. So by my sien ek die roofdiere as deel van die ekosisteem. Ek jag die probleemroofdiere en dan probeer ek my ooe so selekteer dat die wat se lammers elke keer gevang word, kom uit die stelsel uit en ek maak hulle dus beter maas. Ek selekteer vir tropgebondenheid sodat die diere nader mekaar kan bly. En dan jag ons geen klein wild nie. Ons skiet nie 'n tarantaal of 'n steenbokkie of 'n duiker nie. Dit is die roofdiere se kos. So ons bestuur die ekosisteem sodat ons die roofdiere ook kan bestuur. Hoe werk jou lamseisoen, Stefan? Ek het 6 troppe ooe op smalhoek, wat elke trop kry 2 keer 'n jaar 'n kans om te lam. So ek het 2 paarseisoene en 2 lamseisoene. Die ooe word vir 45 dae op 'n keer gepaar. En dan, so dis dit 'n ooi 2 kansse 'n jaar om te kan lam. En as sy albei verbrou, dan word sy uit die stelsel uitgehaal en so op 'n manier kan hy ook dan nou selekteer teen onvrugbaarheid. Nou, almal wil winsgewend boer, het jy 'n bemarkingsstrategie? Ja, Lise, ons alhoewel ek onder die meerderheid van die veeboere inval as ook maar 'n prysnemer, is daar baie spasie binne in dit wat 'n mens kan beweeg. So ons bemarkingsstrategie fokus maar saam met ons produksiestrategie. Dit is omdat ek 'n lamseisoen het, kan ek my abattoir kontak en vir hulle sê, ek gaan vir julle 600 lammers daai tyd van die jaar kan ek vir julle gee. So beide het ek dan 'n hoeveelheid wat ek dan kan meeding vir 'n beter prys, omdat hulle presies weet, hulle gaan 'n sekere hoeveelheid op 'n sekere tyd kry. Hulle kan 'n prys vorentoe dan vasmaak met hulle agente, en daai prys kom dan weer af na my toe as 'n boer, as ook die groot voordeel om jou diere te kan verkoop as free range, wat ons wat mos nou herlewingsstelsels toepas. Ons is ver bo
free range of organiese standaarde. Maar daai free range voordeel gee vir ons as boer regtig 'n ekstra skoppie om te help met daai paar sente. Stefan, wat is jou droom vir die toekoms? Lise, my toekomsvisie is eenvoudig. Dis herstel, inspireer en boer vir môre. Ek verbind my daartoe om my plaas te bestuur as 'n lewende ekosisteem. Om my grondgesondheid te bou, my water slim te bestuur, my vee te gebruik as deel van die herstelproses en om hulle te integreer in hierdie stelsel in. Ek wil graag ander jong boere ook motiveer om dieselfde pad te stap. Deur te deel op sosiale media, op oop dae en om die ou wyshede met toekomstige tegnologieë te kan kombineer. Tog daar waar die voet op die sand trap, boer ek vir môre. Ek boer vir die toekoms van 'n Kalahari wat nog nie bestaan nie. Ek wil graag 'n betekenisvolle boerdery kan voortbring. Ek wil 'n stukkie Eden hier in hierdie woestyn kan los, wat deur God se hulp en genade hier gevestig kan word. En sodat ek eendag hierdie boerdery aan my kinders kan oordra en vir hulle kan sê, nou is dit julle beurt om hierdie spel verder te dryf. Ek wil boer vir môre. En hoe is jy by jou gemeenskap betrokke? Ek en my vrou is maar meestal deur ons kerk betrokke, maar ons help 'n liefdadigheidsorganisasie in Appington, Solly's Beacon of Hope. Hulle verskaf hoofsaaklik kos aan minderbevoorregte kinders. So 2 keer 'n week kry 'n kind te ete. En as dit die bietjie is wat ons kan bydra, dan doen ons dit met die grootste liefde. Ons maak die sop self, of ons skiet dan nou maar 'n springbokkie en ons gee dit vir hulle, verwerk die springbokkie en hulle maak dan nou ook hulle eie sop. En dan deur die jaar verskaf ons nou of skoene of klere of skryfbehoeftes, soos wat die kinders dit nou nodig het. Kom ons sluit af en ons gesels oor jou familie. Ek het 'n baie interessante storie. Ek het my vrou oor Facebook ontmoet terwyl ek op Grootfontein was. Ek het haar foto op 'n vriendin se profiel gesien en gedink, daai kans moet ek nou maar waag. Ek het 'n boodskap gestuur en om 10 jaar later is ons nou al vir 10 jaar getroud. Ek het nou 10 jaar later, ons eintlik al 12 jaar, maar ons is nou al vir 10 jaar getroud. Ons het 3 pragtige kinders uit die huwelik uit. 2 meisiekinders en die Boetie is in die middel. Die oudste een is 8, dan is Boetie 4 en dan is kleinsus 3, of sy raak Desember 3. Hulle vul my lewe vol betekenis en ek sien elke dag uit om hulle te kan hou vas en hulle maak elke dag die moeite werd. En so lekker gestel, Stefan Becker. Hy is vanjaar aangewys as Agri Noord-Kaap se jong boer van die jaar.